Daar's 'n Puritein, 'n baie oulike Puritein wat julle gerus kan gaan lees, Thomas Watson. En hy sê al bydra wat ons lewer tot ons verlossing is die sonde wat dit nodig gemaak het. Goeiedag en baie welkom by Om die Woord. Vandag praat ons hier saam met Teens, Alistair en Pieter oor vraag en antwoord 13 en 14. Ons groepeer spesifiek die twee bymekaar saam. Omdat vraag 13 so kort is, kan ons dit saam behandel. Maar baie welkom julle. Baie dankie Skalk. Dankie. Goed plesier. Nou ek dink net voor ons begin, gaan ek die vrae en antwoorde vir ons lees. En dan kan ons bietjie inspring daarin. Maar vraag 13 vra vir ons Nerbergs katekismus, kan ons deur onsself betaal? Bedoelende kan ons dan vir ons sondes deur onsself betaal? En dan antwoord die katekismus, nee glad nie, ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. So baie straight to the point, baie bondig saamgevat. En dan vraag 14, kan enige ander skepsel vir ons betaal? En die antwoord, nee, want ten eerste wil God dan geen ander skepsel die skuld straf van die mens gemaak het nie. En ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. So daarso is wat die katekismus aan ons leer. Maar kom ons val dan sommer weg met die eerste vraag dan aangaande hierdie gedeelte, as ons maar hierdie gedeelte lees, dan kan ons dan vra, wat word bedoel met ons skuld wat ons dan elke dag groter en groter maak? Hoe moet ons daai verstaan, dat ons skuld elke dag groter maak voor die Here? Wens doen elke dag bring, sorry. Nee, excuse me. Eenvoudig gestel, mens doen elke dag dinge, en al die dinge wat jy doen is sondig. So, ja, dit sou ek wel net eenvoudig gestel. As jy iets doen is dieper in die skuld. Ja, as jy heeltyd 'n lening uitneem, dan gaan jy jou skuld net groter maak en jy kan nie daai lening ooit terugbetaal. Maar ook ietsie wat mense moet onthou met die skuld wat jy wat elke dag vergroot word, dis ook ons sondige natuur onthou. Jy's in sondige ontvang en gebore. So jy's klaar met hierdie erfsonde in die wêreld in. En jy moet nou so te sê betaal daarvoor, maar dan sien ons kan nie. Alistair, jy wou nog iets sê, ek weet of jy iets wil. Ja, ek dink as mense nou by hierdie stilstaan, kan ons dit deur onsself betaal? Nee, glad nie, want ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. Miskien in 'n vorige episode het ons gekyk na vraag en antwoord 4 en 5, dat eis die wens van God van ons, en dit is liefde tot God en liefde tot ons naaste. Dan vraag 5, kan jy dit alles ten volle nakom? En dis nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Nee, dit jy is nie net gebore in sonde nie, maar jy lewe dan met hierdie erfsonde in jou, en jy, as jy doen soos Pieter sê, dra net verder by tot nog en meer sondes. En dit is interessant dat Romeine praat daarvan van verskeie sondaars. Hy gee verskeie name vir hulle, of hulle nou diewe of moordenaars of wat ook al is, maar dan word daar ook 'n hele afdeling genoem vir uitvindsels van sondige dinge. So en daar selfs die afvalligheid is so groot dat daar selfs uitvinders is van nuwe sondige goed. Dit raak net erger. Ja, ek dink om dalk 'n eenvoudige beeld is as ons vir ons eie sondes sou moes betaal, dan sou dit wees soos om jou skuld met jou kredietkaart te probeer afbetaal. Jy maak die skuld groter. Sak 'n mooi beeld, sê. Ja, maar nou,
ek doen wat ek hierby kan sê en wat ek dink die mense hierby kan sê Skalk, en ek dink ons gaan uiteindelik daarby uitkom is die hele gedagte oor erfsonde. Hoe dat jy 2 dele kry van sonde, dit wat jy waarmee jy gebore is en dit wat jy ook dan nou in jou lewe doen, nee, dit wat jy ook pleeg as 'n mens dit wil opstel. Baie sal word mag jy word glad nie sonde gebore nie en jy dan sal 'n skoon papier vel waarvan jy dan nou werk en dit is dan nou jou lewe, die beskrywing van jou lewe. En wat ons nou hiermee te maak het, nee, dat ons skuld elke dag nog groter maak, is dat hoe op hierdie sonde waarmee ons gebore word, nee, is dit onmoontlik vir ons dan om enigstens sondeloos te kan lewe, want ons het in hierdie sonde gebore en ontvang, daarom is dit vir ons nie moontlik om sondeloos te lewe nie, en ons maak ons skuld nog elke dag groter. Ja, inderdaad. Maar dan kom ons by die vraag, as ek nie vir my skuld kan betaal nie, kan iemand anders dan nie vir my betaal nie. En dit is ook wat ons dan in vraag 14 spesifiek behandel. Maar dan hoekom, as die antwoord op vraag 14 is nee, geen ander skepsel kan vir jou betaal nie, maar hoekom? En as ons dan nou bely, Christus betaal vir ons sondes, hoe moet ons daardie verskil verstaan? Ek wil ook net vinnig sê, wat baie mooi is van hierdie antwoord is dat ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie. Dit is nogal mooi. Die Here wil nie enige ander een van sy skepsels straf vir die mense sonde. Nee, net daai te gedagte. Skus Pieter. Ek sal die eerste een antwoord, ek wil dit dan laat iemand anders. Maar as eenvoudig, sê nou ek het skuld, alles het skuld en ek gaan alles doen om geld te leen om my skuld af te betaal. Alles kan ek my leen omdat ek self is in die skuld. Dit is niemand anders kan my betaal nie, want as ons nou ander in finansiële terme praat, niemand het geld nie. Almal is in die skuld. Hoe kan nie iemand se skuld afbetaal as jy self skuld het? Ja, dis my. En ek dink hierso is dit baie duidelik baie belangrik om die duidelikheid van die verbondsteologie in te sien, dat omdat die verbondshoof, die een is wat geval het en almal onder die sondeval lei, lei die skepping, lei die ander skepsels daaronder ook. Nie dat die ander skepsels vir die verbondshoof kan betaal nie, maar die verbondshoof se sonde veroorsaak al hierdie lyding vir die wat onder hom was, noemde nou Adam, so die mens. En so elke mens wat nou in hierdie sonde gebore word, het hulle nou deel in hierdie sondeskuld wat hulle moet afbetaal. Dat hulle nou, soos wat teen sê, met 'n kredietkaart probeer afbetaal, wat dan net nie moontlik is. Ja. Is dit? Ek dink ek wil net byvoeg oor die ander skepsels. So dis inderdaad so, as 'n ander mens vir jou betaal, dan sit jy weer met die kredietkaart probleem, nee. Een skuldenaar kan nie vir 'n ander skuldenaar betaal nie, maar daar's iets, soos Alistair gesê het, iets anders wat mooi is in die antwoord. Nee, daar is skepsels wat nie sondig is nie. Die engele van die Here is nie sondig. Dies wat my nie geval het nie natuurlik. Hulle het nie sonde nie. So 'n mens sou kon vra, maar so een van hulle nie kon betaal nie. En dan kom die antwoord van vraag 14 sê nee. Die Here is regverdig. Hy gaan nie 'n ander skepsel straf vir die sonde wat die mens gedoen het nie. Ek dink dis net 'n belangrike ding om ook op te let. Ja, en dan is dit eintlik belangrik om te sien wie vir ons betaal nie. Ek dink ek gaan nou 'n bietjie ver vooruit, maar Christus wat 100% volkome mens is, sondelose mens is, wat dan vir ons uiteindelik betaal. En daarom is dit ook belangrik om net as ons bely dat Christus ten volle mens is 'n 100% mens, 100% God.
Want dit moet die dinamika wees, want anders ons sal dit later ook behandel met die vrae wat nog gaan kom. Dit noodsaaklik is dat Christus so die wêreld moes inkom. Maar met dit genoem, ons sien dan dat ander gelowe wil sê dat ons deur ons dade iets moet bydra. Selfs daar's ander wat self Christene selfs noem, wat wil sê nee, daar is nog iets wat jy moet doen om by te dra. Om dan die hemel te kan bereik. Is daar enige insette van julle kant af, enige spesifieke gevalle wat julle aan kan dink? Sekere gelowe, Islam is een van die grootes wat ons kan aan dink, wat sê nee, maar jy het sekere goed om te doen voordat jy hemel toe kan gaan. Jehovah getuies wat ook sê jy moet sekere dinge vervul om in die hemel te kan inkom. Ja, jy het nogal een heel bitter. As ek kies maak. Nee, dat is wat jou. Daai gedagte is sondig in op sigself, want dit is arrogant om jy besef nie wie jy is nie. As jy dink dat jy kan iets self bydra, is dit 'n vorm van hebsug, want jy sien jouself nie as 'n verlore sondaar nie. So dis arrogant, maar dis ook ongeloof, want party mense wat so dink, is 'n eerste gedagte, sien we nog hebsug nie. Hulle eerste gedagte is, mens kry tog niks in die lewe verniet nie. Hoe kan God my net betaal? So, of dan is dit 'n geval van swak geloof. So dis of arrogant of dis swak geloof. Nie een van die twee strook met 'n kind van God nie. Ja, ek dink spesifiek oor die ander afgodsdienste wat 'n mens in die wêreld kry, het jy nou nogal in hulle 'n totale verkeerde en verwronge leenagtige beskouing van God, en daarmee saam met hulle ook 'n verkeerde verwronge leenagtige beskouing van die mens op hulle self dan. En al daardie goed loop uit op die dood. Daardie leen waarin hulle glo, waarin hulle vashou. So ek dink wat mense dan dalk nader, as mense dit nader tuis bring, en jy kyk spesifiek na die Christelike geloof en die verskeidenheid kerke met 'n mens wat eintlik kry, Christene wat dan dink hulle kan deur middel van werke bydra tot hulle verlossing, en dan ook een van hierdie twee punte 'n probleem. Verstaan nie die allerheiligheid van die Here en die sonde wat teen hom gedoen is nie, en daarom ook word die versoeningswerk van Christus dan nou minder gemaak. Of hulle het nie 'n werklike verstaan van die mense verdorwe natuur, nee, dat jy totaal deurvlek is met sonde. So ek dink jy kan nogal in ons eie kringe gaan jy nogal daai twee punte kan gebruik om die probleem aan te spreek met gelowiges wat dink hulle kan ook bydra tot hulle verlossing. Ja, nee, dit is so, en mens sien dit baie en veral ook in konservatiewe kringe, en selfs in ons eie gereformeerde kringe, is daar soms mense wat dink as iets wat hulle moet bydra om gered te wees. Ja. Mens sien dit ook baie met kulteleiers. Kulteleiers eintlik uit vrees uit hierdie mense probeer kry om te doen wat die kulteleiers sê, want as jy nie doen soos die kulteleiers sê nie, want die kulteleier het nou 'n natuurlike woord van God af ontvang, want hulle moet so maak en so maak. As hulle dan nou nie na die kulteleier luister nie, dan gaan hulle uit die hemel uitgesluit word. Nou, dit is verskriklik. Hoe mense deur gedryf word. Ja, wat ek dink daar's 'n Puritein, 'n baie oulike Puritein wat jy gerus kan van lees, Thomas Watson, en hy sê al bydra wat ons lewe tot ons verlossing is die sonde wat dit nodig gemaak het. Dit is nogal dink ek baie treffend gestel. Al bydra wat ons lewe tot ons verlossing is die sonde wat dit nodig gemaak het. Jy kry dan nog om hier dan ook baie mooi die grondwerk in die katekismus wat vir ons regtig wil wys dat ons kan nie door onsself betaal nie, en niks anders van die Here se skepsels kan vir ons betaal nie. So hier word baie mooi die grondwerk gelê vir die volgende episodes waar ons gaan kyk na
na die enigste verlosser in die Here Jesus Christus. Ja. Ja, so wys God se plan eintlik na Christus toe uiteindelik. Maar as dan opmerklik daar gesê word dat die skepsel die ewige toon van God moet dra, maar ook dat die mens daarvan moet verlos. Soos jy nou gesê het, alles dat dit wys nou uiteindelik weer na Christus toe. Nou waarom is die onderskeid belangrik dat die ewige toon van die Here gedra moet word, maar dan ook sodoende deur dit te doen, is daar dan verlossing wat ook vir die mens wag. Ek dink as ek die vraag reg verstaan, kan ons dalk so sê dat Christus wat uiteindelik beide God en mens is, moet hierdie ewige toorn van God dra. Hy moet daardie straf volledig kan dra, maar daardie straf dan ook afbetaal. Hy moet dit ten volle betaal en sodoende met sy betaling maak hy dan nou gelowiges en uiteindelik met sy wederkoms die nuwe hemel en nuwe aarde maak hy los aan hierdie las. Ja, dit is het woord los, hy maak hulle los van die sonde. En hy maak hulle los nie net van die sonde nie, maar hy maak hulle ook los om nou voor hom te mag staan, waar hulle die Heilige Gees gee om nou te dien van harte. Ek sou dit so verstaan. Ja. Met dit dan daar gesê, Venus, waar dan nog enige finale opmerkings? En een laaste vraag wat ek nog wil vra voor enige opmerkings van julle kant af. Wat is dan die praktiese effek wat hierdie deel van die katekismes op ons lewens het? As ons dan besef, ons kan nie vir ons eie tolles betaal nie en geen ander skepsel kan vir ons betaal nie. Wat is die praktiese inslag wat hierdie dan het op ons lewens? Jy kan op niks anders as Christus, liewer nie kan jy kan van niks anders as Christus afhanklik wees nie. Jy moet nie iets anders soek nie, dis al wat daar vir jou is. Dis die enigste weg na verlossing. Jy moet nie nou dink as jy mooi nagmaal gebruik jy is verlos nie. Jy moet nie nou dink dat meer die afhanklikheid besef. Dit is maar wat ek wil sê. Enig iets van Jan het weer af? Nee. Dankie Skok. Ons sê dankie julle. Baie dankie vir die episode en baie dankie vir die luisteraars. Ons sien ons julle volgende keer. Totsiens.